Môre geliefde gemeente, ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Ons begin deur saam te verklaar, ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Liefde is aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan en sing ons skrifbereiming 1:1, die verkiesingsjubel van Efesiërs 1. Sing saam vers 3 en vers 7. Vers 3 sing ons, tot roem en prys van God se genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade, in hom wat die geliefde is. Uit hom in wie ons nou weer vry is van skuld, deur sy verlossingsbloed. In hom in wie die heil berei is, kom seënstroom ons tegemoet. Kom ons staan en sing ons saam skrifbereiming 1:1, vers 3 en vers 7. In Christus, maar ook as die wat vandag herdenk, wat U vir ons reeds gedoen het. Dat ons die verlossingsdade van ons Here Jesus Christus mag herdenk. Dat ons mag terugdink, mag besef dat ons nie net besig is om oor geestelike dinge te praat nie, dat ons praat oor werklike historiese gebeure. Iets wat ons deur geskiedenis vir ons bewys word. Iets wat keer na keer en historikus na historikus bevestig. Maar dat dit wat in die geskiedenis gebeur het, ook ewige gevolge het. En dat ons as deel van U kerk mag glo, nie net in 'n geloofsfabel nie, maar in die ware, die werklikheid, in geskiedenis, en dit wat U gedoen het, deur U seun aan die kruis. Ons bid, Here, dat U ons sal help om te sien dat die dinge wat gebeur het baie toepaslik is op vandag. En dat alles wat opgeloop het tot Christus se kruisiging en uiteindelik tot sy dood, dat juist dit die rede is wat ons vandag saambring. Ons bid, Here, dat U ons geloof weer sal versterk vandag, dat U ons oë weer op Hom sal rig, en dat ons, soos Paulus sê, oor niks anders sal wil praat as Jesus en Hom as die Christus,
die gekruisigde nie. Want juist daar het U die vloek van die kerk, van die kinders op hom geplaas. Hy het ons straf geneem en ons kry die vryspraak deur die geloof in hom. Ons bid, Here, lei ons weer vandag om opnuut na die gebeure van die kruisiging en Christus se verhoor te kyk. Stuur U Gees en werk in ons harte om ook te sien hoe Christus die diep donkerte vir ons ingegaan het. Maar ook hoe hy oorwin het, hoe hy vir ons verlossing bewerk het. Vra vergewe vanmôre al ons sondes. Dis ook so met die wat nie die voorreg het om saam te kan kom in die huis nie. En vir die wat onverskillig staan teenoor die woord en teenoor die kruis van Christus. Ons bid ook dat U met ons sal wees en met die in die kerke sal wees wat gedurig deur hulle dade Christus weer kruisig. Ons bid, Here, dat soos U seun ook gebid het, vergewe hulle, want sommige van hulle weet ook nie wat hulle doen nie. En bring hulle ook tot die regte insig. En gebruik ons as die kerk om ook die genade van die evangelie te verkondig. En lei ons om vanmôre ook weer versterk te word met daardie doeleinde. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam met die woord van die Here en daarna dan sing ons skrifberuiming 5:2 vers 3, 5 en 6. Voordat ons sing, kom ons lees uit die woord van die Here, Matteus 27. Matteus 27 vanaf vers 1. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring na Pilatus, die goewerneur. Hulle het hom toe geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus, die goewerneur, uitgelewer. Toe Judas, die verraaier, sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe, vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen, dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie geoorloof om dit in 'n tempelfonds te stort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop en as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. En hulle het die 30 silwer muntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal, en hulle het dit uitbetaal vir die grond van 'n pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Jesus is voor die goewerneur gebring, en die vra hom, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord, dit is soos jy sê. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar Jesus het op hom geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie. Ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe,
Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skree hulle almal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien, dit help niks nie, dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Ek lees net voordat ek vir ons Handelinge lees, by vers 25. Toe antwoord die hele volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en op ons kinders rus. Met saam lees ek vir ons Handelinge hoofstuk 4. Die gebed van die gelowiges. Ek lees vir ons Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dis U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het heidenasies te kere gegaan en het volke sinnelose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. Kom ons staan dan, sing ons nou saam Skrifbereiding 5:2, die lydenspsalm. Ons sing saam vers 5 en vers 6, vers 5. Toe ons op die dwaalweg gaan, storm al ons sondes op hom aan, maar hy het mishandel, neergebuk, sy mond nie oopgemaak en druk, 'n lam ter slagting heen gelei, so stil en stemloos was hy. Kom ons staan en sing ons saam Skrifbereiding 5:2, vers 5 en vers 6.
Geliefdes in die Here, vanmôre het ons die voorreg om weer die kruisiging van ons Here Jesus Christus te herdenk. En vir ons as gelowiges is dit natuurlik een van die kerngebeure, een van die hoogtepunte van ons verlossing. Ons word herinner aan Christus wat hang aan die kruis vir my en vir jou. En dit was vir Paulus so belangrik dat hy vir die gemeente in Korinthe skryf. Toe ek by julle was, het ek my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus, as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. En alhoewel hierdie so 'n kerndeel van ons geloof is en so belangrik was vir nie net vir ons nie, maar ook vir die vroeë kerk, het daar enkele vrae ontstaan, veral by die eerste gelowiges aangaande Christus se kruisiging. Dalk het hierdie eenvoudige en tog belangrike vraag ook by jou opgekom soos ons gelees het. Wie was verantwoordelik vir Jesus se kruisiging? Of anders gevra, wie se skuld is dit? Die teks begin met al die wettige prosedures vir Jesus se kruisiging. Hy word gearresteer, hy word onder kruisverhoor gestel. Daar is aanklagtes, getuies, die ander mense word raad gepleeg, hoër howe raak betrokke en uiteindelik vel 'n onregverdige regter die vonnis. En Jesus stap na die kruis. So op die oogopslag lyk alles asof dit volgens die boek gebeur het. En agteraf weet ons dat dit tog nie waar is nie. Die aanklagtes was vals, die getuies was korrup en die vonnis onregverdig. Wie se skuld was dit? Was dit Judas se skuld wat hom verloon het of verraai het? Was dit die godsdienstige leiers se skuld? Was dit Pilatus se skuld? Was dit die volk se skuld wat gesê het, ons sal die straf aanvaar? Die antwoord is ja, maar ook nee. En is natuurlik baie dieper as dit. En juist daarom gaan ons vanmôre kyk na Matteus 27, 'n brief of 'n boek juist geskryf vir die eerste gelowiges om hierdie vraag te beantwoord. Matteus wys vir ons dat Jesus se kruisiging nie net een gerede agter dit het nie, maar dit eintlik 'n gevolg was van 'n klomp verskillende mense vir 'n klomp verskillende redes. En elke keer dui hy vir ons eerstens 'n karakter aan en daarna gebruik hy die woord oorgelewer. Die eerste een is Judas. Hy word die verraaier genoem en in Grieks beteken dit letterlik die een wat oorlewer. 'n Paar dae van tevore was Jesus en sy disippels aan tafel. Terwyl hulle eet het Maria gekom en baie kosbare reukolie oor sy kop en sy voete uitgegooi. En die disippels was baie ontsteld hieroor, maar veral Judas. Hy het gesê dat die olie eerder verkoop kan word en die geld vir die armes gegee word. Maar eerlikwaar het hy dit net gesê, sê Johannes vir ons, omdat hy geld uit die beurs gesteel het. En direk na daardie gebeur gaan Judas na die priesterhoofde toe. Hy vra vir hulle, wat sal julle vir my gee as ek Jesus in julle hande oorhandig? 30 silwermuntstukke. En van toe af, vanaf hulle daai geld vir hom beloof het of hom gegee het, was hy op die uitkyk na 'n geskikte tyd om Jesus te verraai. En dan ken ons die verhaal goed. Jesus is in die tuin van Getsemane en Judas verraai hom met 'n soen. Maar in vers 3 tot 5 lees ons eintlik hoe dat Judas besef het wat hy gedoen het en hoe die berou en die spyt hom oorval het. Hy besef dat Jesus tot die dood toe veroordeel is. Hy vat die geld terug na die priesterhoofde toe en hulle vra vir hom, wat het hulle daarmee te maak? Hy sê, hy het onskuldig, of ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Sy skuld en sy spyt was so erg op die ouend, dat hy sy eie lewe geneem het. En dit alles vir 4 maande sy salaris. Judas was geldgierig, want al die geld in die wêreld was nie dieselfde werd as die Here Jesus nie, en tog het hy hom daarvoor verraai. Tweedens kry ons die Joodse leiers. Evangelieskrywers maak van die begin af duidelik dat hulle en Jesus koppe gestamp het op elke punt. Hy was nie soos die ander leermeesters en soos die ander rabbies in Jerusalem nie. Hy het nie hulle goedkeuring gesoek nie, en inteendeel, hy het ook nie onder hulle gesag gestaan nie. Hy het hulle uitgedaag, hulle beskuldig, hulle wit gepleisterde grafte genoem, en elke keer as hulle met gesag na hom toe gekom het, dan het hy eintlik hulle gesag ondermyn. Nadat hulle hom in hegtenis geneem het,
word hy dan voor hulle godsdienstige raad verhoor. En om eerlik te wees, hierdie verhoor was ook maar klug. Valse getuies, valse aanklagtes, niks het ooreengestem nie, en op die ou end was daar geen gronde om Jesus te veroordeel. Maar om eerlik te wees, dit was ook net 'n formaliteit, sê hulle. Hulle wou maar net by die uiteinde van dit wat hulle alreeds van tevore besluit het uitkom. Jesus moet doodgemaak word. Op die ou einde word hy ter dood veroordeel, omdat hy God laster volgens hulle. En nou het die Joodse leiers 'n probleem. Hulle mag nie die doodstraf toedien nie, daarom stuur hulle hom, of lewer hulle hom uit aan Pilatus, die gouverneur. En nou kan hulle nie net vir Pilatus gaan sê dat hy doodgemaak moet word omdat hy God gelaster het nie. Pilatus het volgens die geskiedenis glad nie omgegee oor die Jode nie, en glad nie omgegee oor hulle godsdienstige gebruike nie. Hy staan dit selfs te. En daarom beskuldig hulle Jesus valslik en sê dat hy homself wil gelykstel aan die keiser. Hy hou homself as 'n koning voor. En dit bring ons by Pontius Pilatus. Hy was die Romeinse gouverneur van Judea. Met ander woorde, hy het geen persoonlike belang met Jesus gehad nie. Hy is nie 'n Jood nie 'n disipel nie. Hy hanteer hom eintlik maar net soos enige ander gevangene wat voor hom kom. Hy sit op die regbank nie omdat hy omgee oor waarheid of oor geregtigheid nie, maar net omdat dit sy plig is. En tog kry hy die besluit, moet die koning, die outeur van die lewe, moet hy lewe of moet hy sterwe? En wat so skokkend vir ons is dat Pilatus eintlik van die begin af weet dat Jesus onskuldig is. Pilatus vra vir hom, is jy die koning van die Jode? En Jesus antwoord, dit is soos hy sê. Dat die beskuldigings wat die Joodse raad op hom gegooi het en die leiers vir hom sê, het Jesus niks geantwoord nie, eintlik tot Pilatus se verbasing en verstomming. Hy besef dat hier in die agtergrond baie meer aan die gang is. Nou, hy wat Pilatus is, sit in 'n ongemaklike posisie. Hy moet aan die een hand die regverdige oordeel vel oor Christus, aan die ander hand wil hy sy politieke mag behou. En Lukas vertel vir ons hoe hy om elke hoek en draai eintlik uit dit uitprobeer kom het. Hy vra vir Herodes vir 'n tweede opinie. Hy probeer Jesus vrylaat as deel van die tradisie. Hy bied selfs 'n kompromie aan. Laat ek hom maar net gesel en dan sal ek hom laat los. Alles dui daarop. Pilatus weet wat reg is, maar dat hy dit nie doen nie. Hy weet ook wat verkeerd is, en op die einde van die dag gee hy in tot dit. En dan bevestig Matteus Jesus se onskuld met 3 getuies. Die eerste een is Pilatus self. Hy sê in vers 18, dat Pilatus geweet het dat die Joodse leiers eintlik Jesus net oorgelewer het, uit afguns. Hy sien dwars deur hulle. Hy weet hulle voel bedreig, hulle is jaloers. Hy weet dat Jesus geen politieke bedreiging vir Rome inhou nie, en beslis niks wat die doodstraf verdien nie. Jesus is onskuldig. Die tweede getuie is Pilatus se vrou. Dit is 'n baie unieke ding wat net Matteus vir ons uitwys. En terwyl Pilatus op die regsbank sit, stuur sy vrou vir hom 'n dringende boodskap. Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie. Ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Dit was nie baie algemeen vir 'n gouverneur se vrou om saam te gaan en om hulle te vergesel nie. Maar in Pilatus se tyd het dit onder enkele hooggeplaastes wel plaasgevind. En Matteus beklemtoon dit dan vir ons. Hierdie heidense vrou, iets wat so ongewoon is, sy kry 'n droom oor die onskuldige, 'n waarskuwing. Boonop wys daardie woord onskuldige, nie net na wettig onskuldig nie, maar iemand wat volkome voor God geregverdig is. Jesus is onskuldig. Die derde getuie is Pilatus se dramatiese handgebaar. In vers 24 sien hy dat die spanning hoogloop en daar 'n oproer aan die broei is. En in plaas daarvan om te doen wat reg is, haal hy die skuld van homself af. Hy antwoord die volk en hy sê vir hulle, net soos hulle vir Judas gesê het, julle kan maar self toesien. Dis nie my probleem nie. Hy vat toe water en voor die skare was hy sy hande en sê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Alles in Pilatus se binneste waarsku hom, hierdie man is nie skuldig nie. In sy dramatiese hande was, het niemand behalwe homself oortuig nie. Hy het die mag gehad om geregtigheid te laat geskied, maar hy het politieke voordeel gekies. Hy het geweet wat reg is, maar in daardie oomblik het
het hy eerder gekies om stil te bly. Hy was 'n lafaard. En in die laaste plek kry ons die volk. Pilatus skuif die skuld van homself af en die volk sê in vers 25, laat daardie skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. En op die einde lees ons dat Pilatus Barabbas losgelaat het en Jesus oorgelewer het. En wie is skuldig? Judas, die Joodse leiers, Pilatus, die volk? Die antwoord vind ons eintlik ten diepste in die karakter se woorde en optrede en eintlik in die ironie agter alles. Alles wat in die hoofstuk oor Jesus gesê word, toon vir ons sy onskuld aan. Pilatus noem hom onskuldig, Judas noem hom onskuldig, Pilatus se vrou noem hom onskuldig, en Jesus self verdedig hom nie, want hy weet hy is onskuldig. En dit is nie 'n teken van swakheid nie, eerder is dit die vervulling van Jesaja 53. Hy is mishandel, soos ons vanmôre gesing het, hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy is die regverdige, die knegt van die Here. En in sy plek word Barabbas vrygelaat, 'n rebel, 'n moordenaar, 'n skuldige, iemand wat regtig skuldig is. Die onskuldige word behandel as 'n skuldige, en die skuldige word vrygelaat. Pilatus, die lafhartige aardse politikus wat korrup is, hy vonnis 'n regverdige oordeel, die regter van die lewendes en die dooies. Hoe ironies is dit nie? Maar daar is nog 'n deel van ironie in die teks, en dit vind ons eintlik in die hoogtepunt in vers 25. 2 keer in die teks word daar vir ons verwys na skuld en na bloed, deur Judas, deur Pilatus. En uiteindelik praat die volk van hulle skuld. Laat die skuld vir sy bloed op ons en op ons kinders rus. Hulle sê, wanneer ons sal skuldig wees, ons vat die verantwoordelikheid. En net soos oor die besonderheid oor Pilatus se vrou, is hierdie een van daai dele wat net Matteus vir ons opteken. Die volk praat van dinge wat hulle nie verstaan nie. Want op die ou end het Christus se bloed tog op hulle gerus, maar nie soos hulle gedink het nie. Hulle ontvang nie die skuld vir sy kruisiging nie, want eintlik was Christus besig om met al hulle skuld en die skuld van al die uitverkorenes na die kruis te gaan en dit op hom te neem. Hy stort sy bloed aan die kruis en bewerk versoening, nie oordeel nie. En die volk aanvaar dalk die skuld, maar hulle ontvang genade. Hulle stem dalk in tot straf en God sê nee, hierso is 'n offerlam om julle straf te dra. Die volk sê sy bloed rus op ons. God sê ja, en juist dit is julle enigste hoop. Maar sonder om dit te bedoel, sonder om te weet wat hulle sê, bely hulle die evangelie. Die bloed van Jesus word gestort en dit rus op sy volk, nie tot veroordeling nie, maar eintlik tot versoening. En tog op hierdie punt het ons nog nie die vraag geantwoord nie, wie se skuld is dit? Judas, die leiers, Pilatus, die volk? Die antwoord is ja, maar daar is ook meer, want ook ons is verantwoordelik vir Jesus se kruisiging. Die kruis is nie net 'n produk van die eerste eeuse politiese gebeure nie. Dit is 'n eeueoue verhaal wat elke eeu herhaal word, elke hart, elke gelowige. Ook ons moet instem, my hande is gevlek met die bloed van die onskuldige en die regverdige man. Judas verraai vir Jesus vir iets wat minder werd is as wat Jesus is. En hoe dikwels doen ons nie ook dieselfde nie? Ons kies gemak bo gehoorsaamheid, sukses bo heiligheid. Ons kies die wêreldse dinge oor die seun van God. Die Joodse leiers het Jesus as 'n bedreiging gesien, iemand wat inbraak maak op hulle lewe en op hulle gewoontes. Hoe dikwels herken ons Christus as koning, maar ons lewe nie onder sy gesag nie. Pilatus, die een wat geweet het wat reg is om te doen, maar dit juist nie gedoen het nie. En hoeveel keer weet ons nie ook wat die regte ding is om te doen nie, maar ons kies eerder stilte, ons kompromisseer eerder, ons probeer eerder die skuld van ons afhaal, eerder as om standpunt in te neem vir waarheid en geregtigheid en vir Christus. Nou, ons staan nie buite hierdie toneel nie, ons is deel daarvan.
Jesus se oorlewering van Judas na die leiers, van die leiers na Pilatus en van Pilatus aan die kruis. Hy beskryf dalk die geskiedkundige weg, maar dis ook Christus se lydensweg wat hy in ons plek en namens ons gedra het. En weens ons sonde staan ons skuldig aan Christus se kruis. En dit is belangrik, geliefdes, want voordat ons die kruis kan sien as iets wat Christus vir ons gelei het, moet ons dit sien as iets wat hy as gevolg van ons gelei het. En soos ons gesien het, die verhaal eindig nie by skuld nie. Want Jesus kruis toe gegaan het, was dit nie net deur die hande van mense nie, maar ook deur die raad van God. In Handelinge 4 vers 25 tot 28 bid die volk, en hulle sê, dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes, Pontius Pilatus met die heidenasies en die volk Israel het saamgespan teen u heilige dienaar Jesus. Nou hulle is almal skuldig. Jesus wat u gesalf het, hulle almal is skuldig aan sy bloed. Maar daardeur het u ook bewerkstellig wat die hand lank van tevore reeds bepaal het. En skrywer som het so mooi op. Wie het Jesus uiteindelik oorgegee aan die kruis? Het was nie net Judas uit geldgierigheid nie. Het was nie net Pilatus uit vrees. Het was nie net die Joodse leiers uit afguns nie. Het was nie net ons weens ons sondes nie. Het was ook die Vader weens sy genade. En daarmee saam, Here Jesus het homself ook as vlekkelose lam self aangebied, self oorgegee uit liefde as 'n offer vir ons sondes. En soos die bloed op die kosyne van die volk in Egipte gerus het, so rus Christus se bloed vandag nog op sy volk tot verlossing en versoening. Paasfees herinner ons daaraan dat hy wat die regverdige is, juis gekruisig is vir ons, die onregverdig is. Hy, die onskuldige en die heilige van God, is gevonnis en veroordeel vir ons, sondaars, maar ook deur ons. Hy wat nie net deur die mense en deur sonde verlorenheid oorgelewer is nie, maar ook deur die Vader oorgelewer is. Hy is juis oorgelewer, sodat ons deur sy bloed die vryspraak kan kry. En juist dit is ons enigste hoop. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons mag weet dat die evangelie nie eindig by die skuld wat ook ons dra, wat ons sondes die rede is dat Christus na die kruis gegaan het nie. En dat ons ook weet dat dit nie net iets is wat Christus moes gelei het as gevolg van ons nie, maar ook wat hy as die Seun van God, as gewillige offerlam, die goeie herder, ook sy lewe gewilliglik oorgegee het, en dat niemand dit net van hom af weggeneem het nie, dat hy die mag gehad het om dit ook oor te gee. Here, so wag ons ook in hierdie tye, in hierdie lang naweek, vir die wonderlike dag wat ons ook vir 'n paar dae gaan vier, maar nie net die kruis nie, maar ook die opstanding. En so het u Seun ook die mag in homself om sy lewe weer op te neem, dat hy die dood en die sonde finaal sal oorwin met sy wederkoms, en dat ons nou al reeds deel het aan sy oorwinning. Ons dankie, Here, dat ons weet dat die skuld vir sy bloed nie op ons rus tot vervloeking nie, juist tot verlossing en versoening. En werk weer in ons harte in hierdie tyd. Wees so met al ons geliefdes wat ver is, en so met die mense wat op die paaie is, en so met die mense wat nie die voorreg het om die evangelie te hoor nie. En ons bid, Here, help ons om Christus se kruis nie as die bittere donker dag te sien nie, maar juis ook deur u beskikking dat die dag van verlossing, die dag waar die son weer opgekom het. Dankie, Here, vir al u genade en u liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Liefdes, ons gaan ons liefdesgawes by die deure opneem. As slotsang sing ons dan saam Skrifberuiming 1:2. Skrifberuiming 1:2, 'n beruiming van Openbaring 4 en 5. Ons sing saam vers 2 en vers 3. Vers 2, loof hom, die Lam van God, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop. Besing sy reddingsmag. Kom ons staan en sing ons saam Skrifberuiming 1:2. Daarna gaan ons ontvang ons die seën van die Here en ons sing die amen en dan gaan ouderling Hendrik vir ons afsluit. Kom ons die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.